Goeiemôre liewe gemeente. Baie welkom vanoggend in die huis van die Here. Mag dit vir jou 'n opbouende belewenis wees. Mag dit vir jou 'n oggend wees van heimwee, van onthou, waar ons Jacques en sy hele familie vanoggend hier teenwoordig verwelkom. En ons is opgewonde, Jacques, dat jy hierdie groot besluit geneem het. En ons as gemeente wil eintlik vir jou vanoggend sê sterkte. Vandag is nie die eindpunt, die wenstreep nie. En baie jare gelede was dit die tradisie dat as jy blyns van geloof afgelê het, het jy jou dranklisensie gekry, omdat jy dan mag begin nagmaal gebruik. Hierdie is nie die geval nie, jy kon al lankal nagmaal gebruik. So hierdie is net om te sê welkom, deel van die liggaam van Christus. So mag jy vanoggend iets van dit beleef. Ons gaan vanoggend begin met die voorsangliedere. Eerste, jy sal sien dit is nog so 'n paar minute voor 8, so jy's nie laat nie. Onthou wat ons gesê het, ons begin 5 minute vroeër. Jy's nie laat as ons begin sing nie. So Vrolie, dankie dat jy ons gaan inlei in die Kersfees gety. Ek gaan jou uitnooi om saam met ons 3 Kersliedere te sing. Aan die begin, al was ek nie daar nie. Laat ek net oopmaak en nie vir jou jok nie. In die stad van koning Dawid en hoor die blye engel lied. Staan, dan sing ons saam. Net 'n paar afkondigings, familienuus vanuit die kerkraadsvergadering uit. Ek het beloof vanoggend gaan ons 2 sinne daaroor sê, maar dit is nou niks om die appelkar om te gooi nie. Dit kan ek nou vir julle beloof. Die eerste een besluit het ons nou vanoggend eintlik klaar gedoen. En dit is net om 5 minute vroeër te begin. En die rede daarvoor is, dis 5 voor 8 en 5 oor 8 en nou kan ons begin met die liturgie van die erediens. Die voorsang is deel van ons liturgie. Dit ruim net vir ons meer ruimte. Dit gee vir ons meer ruimte binne die erediens, die uur, om 'n liturgie te volg wat ons soms voel die Here op ons hart druk. Soos vanoggend byvoorbeeld met die belydenisaflegging. Dit gee vir ons net daai 5 minute ekstra speling. So dit is nie groot nie, dis eintlik 'n tradisie in baie gemeentes waar ons die voorsang doen voor die tyd en dan begin met die erediens. Alhoewel dit een is, maar julle verstaan wat ek bedoel. Die tweede besluit wat daar geneem was is rakende die wijksindeling, die wijksverdeling. Die kerkraad het dit toe goedgekeur dat ons die wijke herstruktureer van 7 na 4 wijke toe. Okay? Van 7 na 4 toe. Dit gaan oor die mannekrag en die dameskrag binne die wijke. Ons is 'n gemeente wat baie lede, lidmate, die laaste paar jaar verloor het, vir welke rede ook al. En ons het net weer daarna gekyk. Byvoorbeeld Armagari se wijk was piepklein. En die G-wijk, ek meen ons bars uit ons nate uit. So ons wou net weer 'n bietjie balans daar gebring het. Ons het nie, behalwe die G-wijk, het ons nie wijkslede probeer opverdeel nie. Ons het eerder 2 wijke laat saamsmelt. So die 4 wijke gaan nou die nuwe wijk A, B, C, D wees. En dit beteken ook dat die 4 die kerkraadslede binne daai 4 wijke herinverdeel is. So jy verloor ook nie jou ouderling of jou diaken nie. Hulle word deel van die nuwe wijke. Nou hier is ons ooreenkoms. As ek nou vanoggend al die name van die wijke moet lees, gaan ons nie by die woord uitkom nie. Dan gaan ons net dit vanoggend doen. So hier is die ooreenkoms wat ons met jou maak. Binne hierdie week wat kom, gaan jou huidige kerkraadslid, ouderling of diaken, dit sal waarskynlik die ouderling wees, met jou kontak maak en sê, veels geluk, jy is nou in die nuwe A-wijk, of die nuwe B-wijk, of die nuwe C-wijk. En hier is ons wijk. En dan gaan jy sê, hi, dit is eintlik nie so aardskuddend nie, ek is gemaklik daarmee. Maar as jy nou regtig 'n probleem het, of jy wil nou regtig hierdie geleentheid gryp, om van wijke te verwissel, dan het jy nou tot voor die klok 20:26 slaan, om vir Michelle te vra, ag asseblief Michelle, kan ek dalk
Anderste, aanvaar ons. Nee, ek vra vir jou baie mooi, as jy 'n regte probleem het, kom praat met my. Ek dink nie ek is 'n onredelike mens nie. Ek dink redelik ek is oop vir gesprekke. As jy ongemaklik is met die wijk waarin ons jou nou ingedeel het, kom praat met my. Dat ons kyk hoe ons jou kan help, wat ons kan doen. Die gedagte is nie om ons uit 'n gemakzone uit te trek nie, dis eintlik maar net om seker te maak dat daar helpende hande in al die wyke is. Van die wijksamenstelling of samesmelting het spontaan gebeur. Byvoorbeeld die Strausswyk, dit was die watse wijk? Gary, Johan Strauss se wijk was wat? Die E-wijk. En Gary se wijk werk in elk geval saam met die wynproe. So dit het net sin gemaak om hierdie twee wyke saam te sit, soos jy nou daai twee wyke is, geluk jy weet wat aangaan, en in 'n wijk saam te smelt wat al reeds saamwerk. So ons het net die beste bedoelings gehad om dit te doen. Daai WhatsApp sal hierdie week uitgaan. As jy 'n groot probleem het, kom gesels met my, anders stuur vir Michelle 'n boodskap. Kan ons daai ooreenkoms maak? Ja, ek sien koppie. Goed. En as jy nog nie op 'n wijkslys is nie, moet jy vir Michelle laat weet dat jy op 'n wijkslys kom kyk. Ek kyk vir julle. Dan begin ons vanoggend met ons fotum en ons seën groet. Ons begin dit elke Sondag en in hierdie tyd wat ons is, het ek verlede week vir jou gesê, met Advent, is dit 'n tyd wat ons in die malle gejaag van Desember. Tussen afskeidspartytjies en prysuitdelings en rapporte wat uitkom wat nog wag vir my kinders om vandag na te kyk. Tussen al die malle gejaag wat aan die einde van 'n jaar kom. 'n Tradisie in te bou, 'n gewoonte in te bou, 'n dissipline in te bou. Om elke Sondag stil te word en om te onthou waaroor hierdie tyd van die jaar regtig gaan. 'n Tyd, 'n tradisie, 'n gewoonte, 'n dissipline wat ons dwing om stil te raak en toe te laat eintlik dat ons vlees en ons gees by mekaar kan uitkom. Ek weet nie van jou nie, maar party weke voel so gejaag dat dit nooit by mekaar uitkom nie. En nou kom ons op 'n Sondag en ons onthou waarvoor ons onsself voorberei. Dat oor Vitalie slaapies af Kersfees toe? Hoeveel is daar oor? Ek is teleurgestel. Daar's gewoonlik een tannie in 'n gemeente wat weet. Maar ons weet oor hoeveel slaapies is dit Kersfees. En dan met die aansteek van 'n kers, onthou ons oor wie dit gaan en wat die betekenis van hierdie seisoen is. Vandag se kers is die kers van vrede. Waar ons hom aansteek en onthou dat die prins van vrede mens geword het. Om vir ons vrede te kom gee wat alle verstand te bowe gaan. Elena, ek gaan vir jou kom vra om dan nou 2 kersse aan te steek. Verlede week sin was wat gewees? Hoop. En vandag die kers van vrede. En as ons hom klaar aangesteek het, gaan ek vir jou vra om vir 'n oomblik stil te raak. 'n Stil gebed te doen, waar jy gaan pleit by die Here oor 'n aspek in jou lewe, in jou gedagtes, wat jy sy vrede benodig. En voordat ek jou in stilte laat, wil ek hierdie woorde van 'n lied wat Oasis gemeente geskryf het, wil ek vir jou lees, en as ek dit klaar gelees het, gaan ek vir jou 'n oomblik stilte gee. Prins van vrede, hier's ek, Here, hier is my hart. Prins van vrede, vandag wil ek opnuut my afhanklikheid bely. Die hoop van God se koms vul ons harte. Die vrede van Christus bewaak ons gedagtes. En die vreugde van sy teenwoordigheid vernuwe ons elke dag.
En die liefde wat ons in Christus ontvang, lei ons in alles wat ons doen. Amen. Ons gaan reageer op die vrede wat ons in God se teenwoordigheid beleef, deur dit saam te sing. Die lied ere aan God, wat sing vrede, vrede. Kom ons staan, dan maak ons God se naam groot. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons sing vrede op aarde, dan is dit nie net 'n lied wat ons sing op 'n Sondag nie, Here. Dis 'n diep gebed, 'n smeking. Here, as ons kyk na die oorlog rondom ons en die oorlog binne ons, dan besef ons, Here, dat dit net U vrede is wat 'n verskil sal kom maak. Here, ons bid vir U vrede op aarde, reg oor die aarde. Maar ons bid ook, Here, vir vrede in die oorlog van ons gedagtes. En dankie, Here, wanneer ons U woord vandag oopmaak, dat ons kan lees van U vrede. Dankie, Here, dat ons kan stil word om U woord te kan hoor. Maar Heilige Gees, ons smeek, ons pleit by U, dat U deur die lawaai van ons lewe en ons wêreld sal kom breek, sodat ons rustigheid kan beleef in U teenwoordigheid. En dat U woord vandag 'n saad van vrede sal wees, wat in ons gedagtes en ons hart sal wortel skiet en sal kom groei. Here, dat ons die voertuig van vrede in die wêreld sal word. Help ons, Heilige Gees, om vandag nie net te hoor nie, maar ook te leef, soos mense wat U vrede beleef. Amen. Ek het aanvanklik
moeg na die jaar gedink, ek gaan die leesrooster slaaf volg hierdie Kersfees. En toe ek begin beplan vir hierdie adventseisoen, toe die Heilige Gees 'n ander plan. Want weet julle, in die begin van November loop ek in die winkels en hulle speel al Christmas carols. Die Halloween goed is nog nie eens afgehaal nie. Hulle sit sommer net die Kersfees goed bo oor. Kersfees was van begin November af net oral. En my eie familie, ek noem nou nie name nie, is net so lief vir Kersliedjies. So ek moet pleit dat ons asseblief net na my verjaarsdag wat einde Oktober is, eers kan begin met Kersfeesliedjies. Maar Naresh is soos 'n kind oor Kersfees. Hy love Kersfees. En met hierdie gedreun van Kersliedjies in my ore, het ek begin luister na die woorde van party van hierdie Kersliedjies. Haai julle en net daartoe se preekreeks gebore. So vir die volgende 3-4 weke tot met Kersfees en tot ek met verlof gaan, wil ek elke Sondag een van die populêre, die buite die wêreldse liedjies gebruik. En ons gaan na hom luister in die kerk en dan wil ek vir jou 'n geestelike boodskap uit daai liedjie uitbring. En dis hoekom toe ek my preektema instuur en is Engels, so dink ek, ek gaan dalk nou 'n paar feathers ruffle met 'n Engelse titel. Maar dis hoekom, want die meeste liedjies is Engels. So ons gaan vanoggend eers na 'n populêre, 'n wêreldse Kersliedjie luister, Kerstydliedjie. En dan gaan ons daaroor praat. So Marnus, kan ek vir jou vra om hom vir ons te speel asseblief? Kinderweergawe gekies, want ek was onseker of daar Mariah Carey fans of Michael Bublé fans is. Ek was bang ek mis een van julle, so toe gaan ons met 'n kindervriendelike een. Maar het jy gehoor wat die kindertjies sing? Hulle sê, he's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees when you are sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Nou as jy nou net daai woorde so luister, is dit so 'n bietjie scary. Hierdie oom wat alles weet. Hy weet wat jy doen. Hy weet of jy slaap, hy weet of jy wakker is. Hy weet al die goeie goed wat jy doen, hy weet al die slegte goed wat hy doen en dan loop hy met 'n boekie rond en dan maak hy 'n lys van al die goeie name en die stout name. En dan, afhangend van op wat sy lys jy is, gaan jy nou nog 1% kry. Of nie 1% kry nie. Dis 'n bietjie scary gedagte.
En dit is eintlik vir my hartseer om te dink die liedjie sê, so jy moet asseblief nou net nie huil nie, want as jy nou huil, neem ek aan as jy nou stout. En dan kom jy nou op die stoute lys, as dit nie uitbalanseer nie. Maar ek het toe ek nou luister en voorberei, toe wonder ek, hoeveel van julle wat nou hier sit, het nou julle kinders gedreig met daai een toe hulle kleiner was? Die man met die wit baard weet. Daai laggie sê vir my 'n paar van julle. Daar was daar een wat sê, okay. Ek sien nie ander kinders vanoggend nie, so ek kan dit nou maar sê. Naresh, my eie man, weier om vir Kersvader die eer te gee vir die geskenke wat ons die hele jaar voor werk en koop. So Kersvader het nooit die eer gekry vir 'n geskenk in ons huis nie. Hy twee moet weet wie daar hard gewerk vir hulle. So dis niks spoils vandag vir hulle nie, hulle weet. Maar Ivan Gillespie, die ou wat oorspronklik hierdie liedere geskryf het, wil hê dat jy moet duidelik weet. Daar's 2 lyste. 'n Lys met die goeies en 'n lys met die stouters. En hoe jy leef en wat ook al jy doen, gaan bepaal op watter een van hierdie 2 lyste jy gaan kom. En dan is die gevolgtrekking wat hy dan nou maak, so be good for goodness sake. So wees daarom nou net goed, dat jy nou net op die regte lys kan kom. Efesiërs sê 'n bietjie vir ons iets anders, en ek wil dit vir jou saam met jou lees. As jy jou Bybel vanoggend by jou het, kan ons hom oopmaak by Efesiërs 2. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot vers 10. Ek gaan vir ons lees. Julle was dood deur die oortreding en sondes, waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, volgens die heerser oor die mag van die lig, die heerser van die gees wat nou aan die werk is onder die seuns van die ongehoorsaamheid. Ons almal het van tevore soos hulle opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons liefgehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, sodat hy in tye wat kom bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade, deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle verlos deur geloof. En juis dit kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werk wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. Ek gaan net eers tot daar lees. So dit wil lyk asof die Kersmiskerel, die Kerslied reg is. Daar is 'n lys. Daar's 'n lys met name op. Maar Efesiërs begin bietjie op 'n ander manier as hierdie Kerslied. Efesiërs skryf vir ons, die slegte nuus is dat jou naam begin het op die stouterlys. Dis nou nie iets wat enige van ons wil hoor nie, nê. Ons naam het begin op die stouterlys, nie omdat jy iets verkeerd gedoen het nie, nie omdat jy misluk het nie, maar oor 'n besluit wat ons grootste voorouers, Adam en Eva, gemaak het. Toe hulle besluit het om nie gehoorsaam te wees nie, en die gebrokenheid toegelaat het om in die wêreld in te kom. En as gevolg van dit, word ons naam begin op die stouterlys. Nou hierdie stouterlys beteken eintlik ook 'n geestelike dood. Die goeie nuus is dat my en jou naam nie daar hoef te bly nie. My en jou naam kan van daardie lys afgehaal word.
En dit is genade. Die genade dat my en jou naam nie op daai lys hoef te bly nie. Dit kan afgehaal word. En weet julle, ek wat nou die voorreg het om in baie intieme, vulnerable, kwesbare gesprekke met mense te wees, kom agter hoe baie mense nog vrees dat hulle naam op die stouterlys is. Op die stouterlys van God is. Met ander woorde, dat hulle naam op die lys is, wat gaan uitloop op die ewige dood. En hierdie vrees om nie op daardie lys te wees nie, dryf 4 party mense aan om alles in hulle vermoë te doen, om van daardie lys afgehaal te word, en op 'n lys geskryf te word, wat gechap word, wat reg is, om hemel toe te gaan. Sien, want ek dink, sonder dat ons dit weet, werk ons baie keer op dieselfde prinsip met God, as wat ons dink aan Kersvader. As ek net 'n nice genoeg mens is, as ek net nice genoeg, jy weet, van diep binne af nice kan wees, dan sal God vir my lief wees. As ek net goed genoeg, goeie werke kan doen, werke wat so aanneemlik en mooi kan wees, dan sal God my aanvaar. As ek net genoeg geld vir die kerk kan gee, of vir liefdadigheid kan gee, of vir die ou gee wat my op die straat vra om te help, kan ek my kaartjie koop om in die hemel in te stap. As ek net gereeld genoeg kerk toe kom, dan gaan die dominee daarom weet wie ek is. En as die dominee weet wie ek is, dan gaan die Here mos ook nou weet wie ek is. Die negatiewe kant van daardie transaksie sal dan wees, wel as ek nie goed genoeg is nie. As ek nie hard genoeg kan werk nie. As ek nie genoeg geld het nie, gaan die Here my verwerp. Efesiërs gee vir ons 'n ander verduideliking van hoe God werk. Hy gee vir ons 2 baie ongemaklike realiteite. Die een is dat God nie omgekoop kan word nie. Dat daar niks is wat ek en jy in ons gebrokenheid na God toe kan bring, om God te ooreed, om ons naam van daardie lys af te haal en op die ander een te skryf nie. God kan nie omgekoop. Die tweede ongemaklike een is dat daar niks in ons gebroke wêreldjie, in ons gebroke lewetjie is, wat ons na God toe kan bring, wat goed genoeg sal wees, dat God ons naam daar sal kon afhaal, en op die goeie lys, die hemellys sou skryf nie. En toe ek nou dink oor hierdie 2 harde realiteite wat Efesiërs van gee, dink ek dit kan teleurstellend wees. Want ek het myself al gevang, dat ons oulike goedjies doen, dat die regte mense dit moet sien. Ek weet ek is nie die enigste een daar nie, maar baie van ons het dit al so gedoen. En as my man vra, hoekom moet ons dit doen, dan sê ek, dit is die regte ding om te doen. Ons almal werk soms op daardie, so dan is dit teleurstellend om te weet dat dit eintlik niks beteken het nie. Of, my liewe boetie en sussie in Jesus Christus, dit kan vanoggend vir jou die mees bevrydende nuus wees. Dat op jou naam, op watter lys jou naam verskyn, het eintlik niks te doen met hoe oulik jy is, hoe hard jy werk, hoe wonderlike goed jy doen, hoeveel geld jy vir die kerk gee. Dit het niks daarmee. Jy kan jou losmaak van dit af. Jy sien Kersvader se wiskunde werk. Jy's 'n goeie mens of 'n nice mens en jy doen goeie goed, so jy gaan 'n persent kry. My seentjie, ek gaan hom nou misbruik, ek gaan jou naam noem, het in die week gesê, eintlik wil hy 'n stuk steenkool by Kersvader hê. En ek dink, haai my kind, ons is nou nie so lief vir braai nie, wat wil jy nou met 'n stuk steenkool doen? Want dan kan ek met 'n stuk dinosaur speel. Duh.
Jy sien, hulle maak kinders so slim deesdae groot, né? Kersvader se wiskunde werk, as jy 'n nice mens is en jy doen goeie goed, dan gaan jy 'n persent kry. Efesiërs leer vir ons dat God se wiskunde anders is. Dit werk. God, wie ryk in barmhartigheid en groot in liefde is. Ek gaan dit weer sê. Ek hoop jy onderstreep dit in jou Bybel. Jy highlight dit, jy skryf dit op jou spieël in die oggend. God wat ryk in barmhartigheid en groot in liefde is. Plus die geskenk van genade gee vir jou die lewe. God kom en hy gee die geskenk van genade vir my en vir jou, voordat ek en jy dit nog verdien. Voordat ons enigstens iets gedoen het om daai geld, daai prys af te betaal, gee God dit aan ons. Want hy daai prys vir Jesus laat betaal. Sodat ek en jy nie hoef te werk om op die goeie lys te kom nie, maar vir Jesus laat sterf, sodat Jesus my en jou naam van die stouterlys kan afvee, en met die bloed van Jesus ons lys op die goeie, die kinders van God se lys kan skryf. En dan is daar niks wat ek en jy kan doen, wat in vergelyking kom met dit nie. En dis hoekom dit die geskenk van genade genoem word. Dis 'n moeilike konsep om te verduidelik, en toe het ek op hierdie video afgekom, wat ek al jare terug gesien het, en gedink het, dis perfek vir vanoggend. Central Christian Church in Las Vegas, van alle plekke, het hierdie video gemaak om iets van God se genade en se wiskunde te wys. Ek wil dit graag vir jou vanoggend meedeel. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next.
good ou meete. Dit is unfair, dat ons genade aan ons kant het. Maar dit is God se geregtigheid, dat Jesus vir ons aan 'n kruis gesterf het. Sodat ek en jy nie eendag wanneer ons by die poorte staan, bekommerd hoef te wees, of ons, as wanneer ons op daai metaforiese skaal klim, of ons te lig gaan weeg nie. Maar dat Jesus eintlik in ons plek dit betaal het. Efesiërs sê vir ons dat dit 'n genade geskenk is, wat ons deur geloof kry. En een van die beste beskrywings wat ek van geloof nog gehoor het, en ek het probeer soek hierdie week wie dit gesê het, en ek kon nie dit kry nie, was 'n eenvoudige sinnetjie wat sê, faith is grabbing onto Jesus and never letting go. Geloof is om aan Jesus vas te gryp en nooit te laat gaan nie. En dit is wat ons vanoggend met die belydenis van geloof vier. Is 'n jong man wat sy hand opgesteek het en gesê het, ek het die lewe probeer met Kersvader se wiskunde, maar dit het nie gewerk nie. Dit het soos 'n rek-eksamen nie gebalanseer nie. En toe het ek God se genade beleef. En ons gaan nou die hele familie, die Brein familie vorentoe vra. En ons gaan begin by die nagmaalfond, waar die hele journey, die hele reis van Jacques se lewe begin het. Terwyl hulle vorentoe kom, wil ek hê, ons as 'n gemeente moet 'n genadeverkondiging saam sing. En dit is die lied van so lief het God die wêreld gehad. Gaan jou vra, Frode, ons gaan hom 2 keer sing, is ek reg? Gaan jou vra om saam met my te staan en uit dankbaarheid te onthou die oomblik wat jy die Here se genade beleef het. Die oomblik wat jy beleef het dat jou wiskunde nie gaan sin maak totdat jy nie genade innooi nie. En dit is 'n dankgebed te doen terwyl ons die genade verkondig wat Christus vir ons gebring het. En daar terwyl ons sing, gaan julle vorentoe kom. Kom ons staan. Jacques, 18 jaar gelede, give or take 'n maand of 2, het jou ma en pa met hierdie woelwatertjie en hulle arms in hierdie gemeente voor hierdie doopvond gestaan. En hulle het jou vasgehou, jy mag hom maar weer vashou, gryp hom terwyl jy nog kan, en hulle het beloof dat hulle jou gaan grootmaak tot die beste van hulle vermoë. En deel van hierdie belofte was dat hulle jou gaan leer wie God is. Ja, gee jou 'n drukkie. Dat hulle jou gaan leer wie God is en hoe lief hy jou het en wat genade beteken. Maar deel van hulle gebed was ook: Here, U wil met my kind. Openbaar U aan my kind. En vanoggend kom antwoord jy op jou maale se belofte wat hulle gemaak het en jare se gebede vir jou. En hulle het vir jou hart gebid, dit kan ek jou beloof.
So ma, pa, jy kan hom 'n druk en 'n soen gee terwyl jy teruggaan en hy dan self die volgende beloftes maak. Dan nooi ek jou saam na die nagmaalstafel toe, om hier te kom staan en te kyk na die tekens van genade. Ons het 'n storie, jou het begin by die doopvond, maar iewers in jou storie, iewers in jou reis met God, op 'n kamp, op 'n byeenkoms, in 'n erediens, op 'n dag, het jy iets van die Here se genade beleef. Het jy beleef hoe die Gees jou na die Vader toe trek? En hierdie vrede waarvan ons vanoggend gepraat het, hierdie wiskunde wat een of ander manier ewe skielik kom sin maak, as dit in die lig van genade is, en jou lewe kom beleef. En wat ek van jou gehoor het met jou storie, is op daai oomblik kon jy nie anders, as om vir die Here te sê, ja Here, ja Here. En op daai oomblik het jy gekies, om aan God, aan Jesus vas te gryp. En om te leer om God lief te hê, so lief soos wat hy jou eerste gehad het. Maar daai is 'n lewensveranderende belewenis, as ek reg is. Daar al klomp goed is wat die Here vir jou gevra het om prys te gee, sodat jy heilig kan leef. En toe daar 'n oomblik gekom wat hy ons gekontak het en gesê het, hy wil 'n oomblik hê waar hy dit aan julle kom vertel, dat hy vir die Here liefhet. Jacques gaan nou binnekort 'n kort getuienis met ons deel, 'n stukkie van sy reis met die Here. Maar voordat jy dit doen, Jacques, het ek 4 vrae, 4 beloftes wat jy vandag op moet ja sê. En onthou, vandag maak jy dit nie aan my nie. Dominee Zulke gaan 'n stofkorreltjie wees in jou lewe, maar jy maak dit aan die een wat jou geroep het, wat jou op die naam geroep het, wat die hare op jou kop getel het, wat gesê het, ek het 'n plan vir jou, ek het 'n toekoms vir jou. Ek stap saam met jou die toekoms in. Ek is jou goeie herder. Jy maak vandag jou beloftes aan hom. Die eerste belofte, bely jy dat Jesus Christus jou persoonlike verlosser is. Onthou, jy kan aan die einde alvee. Nie meer net die Jesus, liewe Jesus, waarvan mamma en pappa jou geleer het nie, maar jou persoonlike verlosser, wat aan die kruis gehang het en eendag op die Good-O-Meter vir jou gaan staan. Die tweede is, glo jy dat hierdie die woord van God is? Dat daar niks is wat jy wil uitskeer en wegvat, of iets wat jy wil byvoeg nie, dat hierdie die volkome woord van God is, en ook dat jy dit as 'n riglyn gaan gebruik vir jou lewe. Die derde een is, vra, wil jy deel word van die liggaam van Christus, van die kerk van God? En die vierde een kom met die verantwoordelikheid van as jy deel raak van ons. Beteken dit ons as familielede, boeties en sissies in Jesus Christus, moet na mekaar kyk. Toesien dat ons op die regte pad bly. So eintlik is die vraag, onderwerp jy jouself aan die tug? Dit sê net, aanvaar jy dat as hierdie mense jou reg help in liefde, boeties en sissies in Christus, dat jy dit sal sien met die bedoeling waarmee hulle dit doen. Maar dan ook, neem jy mede-verantwoordelikheid, want jy is 'n volwassene nou in die kerk, om ook na hierdie gemeentelede, hierdie geloofsfamilie te kyk. Jacques, wat is hard op jou? Wat is jou antwoord? Ja, Here. Amen. Sal jy asseblief met ons 'n stukkie van jou verhaal, jou getuienis deel? Ek wil net eers sê, dit is 'n baie spesiale dag en ek's baie dankbaar vir die mense in my lewe. Ek wil net eers sê baie dankie Dominee om hierdie hele proses baie maklik vir my te maak. Baie dankie aan hierdie gemeente wat 'n wonderlike voorbeeld vir my was en in moeilike tye altyd iemand is om vir te kyk en te help. En net die grootste dankie aan my familie sê, my ma, my pa, my suster en die oupas en oumas en die familie wat saam met ons was. Julle is great, julle is amazing. Ek's baie lief vir julle en julle doen alles vir my. Ontsettelik baie lief vir julle.
Ek wil net sê, lewe is nie maklik nie, is nooit maklik nie, maar daar is 'n paar dae wat al stoot iemand jou, al help iemand jou, dis nie genoeg nie. En daar was 'n paar dae wat ek alles bevraagteken het, maar onlangs het ek net laat gaan en begin glo, en ek wil net sê die laaste paar maande, veral hierdie jaar wat verby is, dit was die beste jaar vir my lewe, en dit was alles te danke aan my geloof. Ek het net laat gaan en probeer bewys en probeer vir mense laat sien ek is 'n Christen, en ek het net begin in myself glo, dankbaar wees en myself aan die Here gegee. Ek staan hier vandag en ek kan sê, ek is 'n Christen, ek is dankbaar, ek is lief, en ek sal met my hele lewe, my hele vleis, my hele siel, ek sal in hom glo, ek sal alles aan hom gee, en ek is dankbaar dat ek hierdie kans het om dit met julle te deel. So baie dankie gemeente, en ek is baie bly om deel van julle te word. Geseënde Kersfees. Liewe gemeente, ek wil vir jou vra om saam met my 'n seëngebed op Jacques uit te bid of te sing. Ons gaan dit sing en doen. Ek gaan vir Wynand vra om slank vorentoe te kom. Ons gaan dit staande doen, en as jy gemaklik is daarmee, om jou hand uit te steek as 'n teken van seën. Die Bybel sê ons moet mekaar seën. Seën met die Here se goedheid en guns. Kom ons staan en dan sing ons. Ek wil afsluit met die gedagte van vrede. Gee dit nie vir jou opnuut vrede vanoggend om te weet dat God se wiskunde harder praat in jou lewe as enigiets wat hierdie wêreld jou kan bied. Kom ons gaan hierdie Kersseisoen in met die vrede dat God, wie ryk in barmhartigheid en groot in liefde is, en die geskenk van genade vir ons die lewe kom gee. Die lewe in oorvloed kom gee in hierdie wat ons nou al leef, maar ook in alle ewigheid. En die vrede is dat wanneer ek en jy dan wil goed doen vir ander mense, is dit omdat ons uit dankbaarheid, uit die vrede uit wat God vir ons gee, dit doen. En nie omdat ons God wil afbetaal nie. Mag jy met oop hande hierdie Kersfees leef, omdat God vir jou goed is. Ons gaan afsluit met die wandelende woord, is hy vanoggend hier. Ek gaan jou vorentoe vra. Dit was vir my 'n voorreg om hierdie Bybel te kon lees, en ek het die gedeelte gelees in 1 Samuel. En 1 Samuel is een van ons geskiedenisboeke in die Bybel. En as ek so oopmaak en ek lees 1 Samuel, dis dit amper soos 'n toneelstuk of verhoogstuk met hierdie twee gesinne wat daar teenwoordig is. Aan die een kant is dit Elkana met sy twee vroue, aan die ander kant is dit die twee stoute seuns en hulle pa Eli. Maar hierdie twee gesinne was daar in Silo by mekaar gewees. En Samuel was nog nie daar nie. Dit was nog net hierdie gesinne. En toe is hierdie Elkana,
Hy was baie lief vir Hana, maar Hana was hierdie kinderlose vrou en sy was baie hartseer. En as ek vanoggend se preek kan ek amper gedink het, maar dis Samuel se storie. Dis nie die storie wat ons nou gelees het in Efesiërs nie. En Hana het nie gebly, sy is geboelie deur die ander vrou wat kinders gehad het. Maar sy het gegaan en sy het haar lot gaan bekla, nie by mense nie, maar sy het na die Here toe gegaan. En sy het haar lot daar by die Here gegaan. En Eli het gekom, die priester, profeet, en hy het gesê, hierdie dronk vrou. Maar sy het gesê, ek is nie dronk nie, ek kom bely, ek kom na die Here toe. En Eli kom daar en hy praat met haar, en sy maak 'n gelofte, ook soos wat Jacques vanoggend gedoen het. Hy maak 'n belofte, sy maak 'n belofte, en sy sê, maar sy gaan hierdie kind groot maak. Ouers, en ons het 'n verantwoordelikheid. Die wet sê vandag vir ons mag nie ons kinders stigtig nie, maar hulle het nie weggevat. Ons het nog steeds die opdrag om ons kinders op te voed, om hulle te leer wat is reg, wat is verkeerd, om riglyne daar te stel, boundaries. Dis daar, en ons kinders moet dit vandag weet. Dit is wat ons kan nie meer vir hulle slaan nie, want die wet sê nie, ons mag nie, maar het nie weggevat dit wat ons moet doen nie. En toe is hierdie klein Samuel, is hy gebore. En wat het Hana gedoen? Sy het haar gelofte gehou wat sy gemaak het. Sy het hom opgevoed, sy het hom groot gemaak. Sy het hom teruggevat daar na die tempel toe. En daar het hy die ontmoeting gehad. En Hana het hom geleer, maar hy moes dieselfde keuse maak. En Jesus maak ook vandag so met ons. Hy klop aan ons deure, maar dis vir ons om antwoord te gee. Hy's 'n gentleman. Hy gaan nie vir ons sê, luister, jy moet nie. Dis ons keuse, kies ons om Jesus te volg. En dan ken ons die geskiedenis, ons ken vir Goliat, Dawid gekom het en met Goliat die pad geloop het. En wat is ons Goliat vandag? Die Goliat is hier in ons koppe. En ons het ook daai klippie nodig om ons dier te tref, daar waar ons al hierdie dinge dink. Ek is nie goed genoeg nie, ek is lelik, ek kan nie sing soos daai een nie, ek kan nie preek soos daai een nie, ek is dit. Maar God is daar en ons het daai klippie nodig. En dis baie keer een persoon wat ons nodig het om daai klippie af te skiet. En dan, wat maak ons? Gaan ons verder of gaan ons nou bly lê? Nee, ons staan op en ons gaan verder. En so het Dawid gekom, en Dawid het gekom en hy het 'n groot man geword, ook saam met Samuel het hy hierdie pad geloop, wat Samuel hom geleer het, en hy het ook 'n profeet geword. En dan is ons teruggaan na Samuel, die hele Samuel boek, waar Samuel gekom het, en hy het voor die volk gekom, en hy het vir hulle gesê, maar wat dink julle van my? Kan ons vandag sê, wat dink jy van my? Is ek goed genoeg? Nie vir mense nie, maar is ek goed genoeg in die oë van God? En ek wil ook dan, ek ken die geskiedenis van Saul en Dawid, waar hulle hierdie pad geloop het, en Saul, wat wou hy gedoen het uit jaloesie uit? Ek gaan nie daarop uitbrei nie. En dan is daar 'n ander geval, wat so aan die einde van Samuel is Doeg. Hy het gekom, en hy het nie alleen vertel nie, hy het vertel waar is Dawid. En Doeg het nie alleen vertel nie, hy het reguit gepraat, en vandag se tyd is dit ook nog so. Ons praat ook, ons sê die regte dinge, maar daai dinge maak baie kere baie seer. So seer, dat iemand kan bly lê. En ek wil graag hê, dat ons, as ons vandag net kan uitstap, laat ons nie 'n Doeg sal wees nie, maar laat ons sal dink voordat ons praat, en dat ons daarvan sal uitgaan. Ons weet wat het met Saul gebeur. Saul, so met Eli. Hulle is so gestraf, die hele familie is gestraf, as gevolg van die verkeerde dinge wat hulle gedoen het. Baie dankie. Ek gaan nie die Bybel vir Lana gee, sal jy dit vir Liesel gee, want sy wil graag dit gehad het. So sy is nou nie vanoggend hierdie, maar
kan ek dit vir jou gee en Vader gee. Baie dankie dat julle, en ek hoop almal wat hierdie Bybel waar die gaan trek, dat julle dit sal geniet en saam lees. Dankie. Baie dankie. Nee, dit was pragtig. Ons kon amen sê en huis toe gaan. En dit is die werking van die Heilige Gees, is dat die preek en die gedeelte wat ons dan lees uit die Bybel eintlik een word. Ons gaan dan staan vir die loflied. Ons gaan sing Jesus, ons loof U. Dankie Vrolie. Die Here wil jou met sy seën hierdie week uitstuur. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.